Zeg op my, hoeveel Turksvy blare het is nou omtrent geplant vandag? 17 maal 3, wat sê jy gesê? 17 maal 2 is 34. 14, 1 en 2 en 2. Dis was te laat. 51, ja. Vandag geplant. En jy weet, net 51 maal 20 blare is wat? 50 maal 20. 50 maal 20. Is 1000 blare. Net uit daai is jy 1000 blare in 'n jaar. Dit gee jou 3 blare, 2,5 blare 'n dag. As mense Turksvy blare agter hulle huis plant en met hulle wasgoed water nat maak. En dan het hulle groente vir elke dag. Groente vir elke dag en nog die vrug in die tyd ook. Ek wil mense aanbeveel op plase en dorpe kry vir julle Turksvy blare. Ons sal ook verkoop blare, jy moet dit net kom haal. Hy kos nou al 'n blaar kos al tot R50 om te plant. Maar ons sal nou nie so nie, ons wil jou help. So baie keer as jy rand vra, baie keer R20, baie keer R1 en baie keer niks. Dit hang af hoeveel het ons beskikbaar en dat arm gebiede blare kan kry sodat hulle kan eet en hulle kan lewe. Maar ja, kom ons sluit af om te sê die harde hart uitkom. En die Here het bid vandag vir elke harde hart dat hulle sag raak in Jesus naam. En Here, hierdie mense wat werklik, hulle wil net moedswillig wees. Hulle wil net spiteful wees. Hulle wil net hard wees. Hulle wil, jy kry daai persoon, Here, wat in die huisgesin, ek wil difficult wees. Wat vandag, jou difficult gaat onder jou in Jesus naam. Dat jou nie buig en dat jy sag raak. En dat jou familie lief is vir jou en jy lief is vir jou familie. Draai na God en jy sal change in Jesus naam. Dit was lekker om Turksvy te plant. Ek moet sê, van waar ek afkom, is dit net aardappels en eie. En daar is Turksvy bome by ons, maar nie regtig in so groot skaal wat hulle hier aangaan nie. En ek like dit, maar ek like nie die dorings nie. Maar ek sien wat Roy is hier doen en ek dink dit kan werk. Awesome, Jesus like jou. Vandag het ons lekker Turksvy geplant hier in Groblershoop. Dis 'n ding wat baie mense op neerkyk en verlag. Maar daai mense wat so lekker lag, gaan net so lekker huil as die ding groot word. As die ding duisende op duisende honger mense voer, as dit mense uit hongersnood uit gaan vat. So ja, dit is wonderlik. Oom Royce doen 'n goeie ding hierso en dit gaan groot gaan. God is lief vir julle. Ja, ek dink is 'n wonderlike ding want jy weet ons besig om sendelinge te help wat hulp nodig het buite en ja, nee, dit is definitief kan ek sê obscure projek, maar ek kan sien dit gaan 'n groot payoff hê. Ja, kom ons sê dis lief vir jou. Lekker man. Goeiemiddag julle almal, ek is David hier van School of Higher. Ek wil net vir julle die wonderlike nuus vertel van hoe goed is eintlik die Here vir ons. Maak nie saak met wat ons sit hier. Ons sal altyd 'n plan maak met klein goedjies wat ons het om groot te gaan met dit en ja, dit maak nie saak wat ons het. Wees dankbaar wat jy het. En ja, dis al wat ek wil julle kan sê en die Here is baie lief vir julle en moenie twyfel wat julle glo nie. Glo aan die Here en hou vas in wat julle glo. Ek hoor nou wat hierdie studente sê. En dit wat David sê, weet jy, ons het nou nie, ja, ons kan God bid en ons kry hierdie groot klomp geld om goed aan te pak, maar weet jy wat, ons het net klein stukkies grond en ons het laagkoste plante, dit is Turksvy blare, wat daar was op die een grond, wat ons maar nou net vermeerder en uitplant. En so, dit wat hy sê, vat dit wat jy het, daai ietsie wat jy het, en vermeerder dit. En ons is besig, kan ek nou vir julle sê, ek spreek het vandag in Jesus naam. Check my oor 4 jaar, dat hierdie Turksvy ding, miljoen rand plus omset het, net op die Turksvy. En dit het net begin oor Turksvy, wat ons net reproduceer. Stap uit en doen dit vir die Here. Goeiemiddag, ons is hier so besig met 'n program hier by Herbou. Ek wil hê julle moet mooi luister wat sê die naam, Herbou. Prediker 3 sê daar's 'n tyd om af te breek en daar's 'n tyd om te bou. Hierdie plek, ons het hom 'n bietjie afgebreek en ons bou hom 'n bietjie met Turksvy. En wat ek opgeleer het met Turksvy is, as dit droog is en jy kry net so 'n bietjie water, dan staan hy op. Ons mens nou en dan ons is so droog.
Ons is sonder gees. Dan voel ons om te sê, die wêreld het afgekom op ons. Maar ek wil vandag vir julle sê, daar is hoop. Die hoop is Jesus Christus. Hy is die enigste weg na die Vader toe. So, julle wat voel om te sê, julle kan nie weer aangaan nie. Ek wil julle sê, julle kan aangaan. Jesus Christus sê, ek staan by die deur. Ek klop. Dit is net vir jy mens om oop te maak en dan gaan jy ingaan. So hoe op jou vertroue sit op mens of op jou eie insig, maar vertrou op God en jy sal verbaas is. Wat kan God doen vir jou? Jy gaan verbaas is. Wat die deure kan oopmaak? Wat die deure kan God oopmaak vir jou? En onthou, Jesus like jou. Ons staan hier by Oranje Rivier Brug hier by Groblershoop. Hoop ons is baie excited. Ons is maar altyd op 'n uitreiking. Nou ons vannetjie moet eet ook. Nou wat eet jy? Vandag het ek vir 'n special groceries gekoop by YouSave. YouSave Argos, maar julle is so welkom, winkels, ketTINGS, enige plek. As julle hierdie TV-programme wat eers op Kruiskyk uitsaai en dan op YouTube, ons kry geweldig views en God kry al die eer. Maar gaan 'n bietjie saam met ons. Wat gebeur? Waar jy kwy die wind. Mense sê waar julle moet maar daarmee saamgaan. Die wind lyk lekker, die weer lyk lekker. Prys sy wonderlike naam. Hoor gou mooi, ek wil vandag vir jou sê Matteus 28 vers 19. Is jou kerk betrokke? Is jy betrokke? Kerk is belangrik, is God se dinge. Maar ek wil jou vra, ouderling, die jaken, staan jy die werk van God te? Deel jou as jou kerkie traktaatjies sit wat hulle identiteit verkondig, is 'n groot fout. Kom ons verkondig. Jy moet kyk asseblief vir karre, kan nie vir jou kykie. Ek moet nog die studente vir julle kindertjies wat julle na my toe gestuur het, kyk dat hulle nie raak gery word nie. Hou my net, volg my. Kom uit die pad uit. Ek moet alles doen. Want julle stuur mos julle stout kinders vir my, nee, ek maak 'n grappie. Laat hulle kom, onder op die skerm is gap year. Hulle kan 3 jaar vir pastoor evangelis, ouderling, nee, jy kan nie vir ouderling kom leer. Vir 'n pastoor, beraader, maar hoor hier, geniet dit saam met ons. Terwyl ek daar gaan besig wees, speel daar gou musiek. En my nommer is op die skerm. As jy wil navraag doen, stuur 'n WhatsApp. Baie keer my WhatsApp stuur vir jou klomp nommers terug en by hulle kan jy navraag doen omdat ons partykeer oor 1000 kry. Bel hy nommers, praat met hulle. En maar kom ons kyk 'n bietjie wat eet hulle. Yes, julle, kom ons bid net eers. Kom hier. Jy moet bid vir die kos. Thank you, Lord Jesus, for the food we're about to receive. Please bless it unto our bodies and our body to humble service, and bless as repeated. In the mighty name of Jesus, amen. Amen. Verduidelik gou vir my, wat gaan jy hier maak nou? Ons gaan Weet-Bix vat, of 'n bietjie op hier gaan ons bietjie peanut butter smeer in die Nou hou hom. Hierdie produkte gee vir ons niks geld nie, maar hy's lekker. Luister asseblief, kom adverteer op ons groepe, sodat ons die woord kan verkondig, dat ons kan traktaatjies koop, dat ons die evangelie kan verkondig. Nou smeer hom 'n bietjie in kou hom. Daar is gee gou daai onder. Hierdie is maar gou. Ons gaan hom ook binnekort nog maak. 'n jaar of 2, dan sal Tannie Meismal sulke maar gou uitbring. Dit is mos mieliemeel wat in 'n lekker drinkvorm is. Binnekort. Nou en wat kan jy nog opsit? Gee gou daai. Dan gaan hulle kondensmelk opsit op hulle Weet-Bix en dis lekker kos. Mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. So gebeur die sports. Student gaan huis toe, hy kom uit op uitreiking met hout, gaan huis toe onderhoud. Dat is, ek weet nie, gaan duik daardie pa, ek weet jy verwag jy ek moet vang toe duikie. Hoe toe moet ons so vas, toe hy klim, toe sê ek, hou vas julle selfone, laat hulle nie afwaai nie, want die wind is nogal taamlik sterk. Ek wil vir jou vra, Markus 16 vers 15, 16:15, sê, hy verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Nou vra ek jou, wil jy nie jou alarm stel, 16:15, en as hy afgaan, kan jy weer doordruk.
Dan herinner dit jou elke dag. Kom ek bid vir die sendlinge, kom ek bid vir School of Fire, vir Rooies hulle, waar hulle beweeg. Kom ek bid vir die bedienings. Siele is vir God belangrik. Spreuke sê, hy wat siele wen, is wys. Wil jy nie maar betrokke raak by siele nie? Ek vra jou openlik. As ons nou net weer 'n gap het, gaan die bankrekening nommer daar wees. Jy kan net wegkyk, jy hoef hom nie af te neem nie. Maar hou solank jou selfoon reg. As hy op die skerm is, boep, neem jy hom af. En op 'n dag sê jy dat ek vir hierdie klomp oorbetaal. Op 'n uitreiking vir koeldrank, vir petrol, vir diesel, of dat hulle 'n nuwe bussie koop of 'n dinge koop. As jy by ons betrokke raak, is jy waarlik betrokke by sielewen. Jy kan natuurlik nie jou siel koop in die hemel in nie. Jy moet wedergebore wees. So gaan 'n mens hemel toe. Maar wanneer jy wedergebore is, wil jy vir God iets doen. Jy wil Bybel lees. Jy wil stil raak, meneer. Ek maak 'n stelling vandag. Iemand wat vir my sê raak stil met God dagliks. En hy's nie by sielewen betrokke nie. Raak nie stil by God nie. Het nie 'n effektiewe stilte tyd en kuiertyd by God nie. Want as jy kuier by God, sal hy sy hart vir jou openbaar en sê, my kind, ek soek siele, ek soek verlorenes wat moet inkom. En jy sal met planne voor 'n dag kom. Jy sal evangelisasie plekke soek, so School of Fire, Spear International, The Miracle Place, Tanine Meismils wat vir die armes meel gee. Jy sal sulke plekke soek en sê, ek wil betrokke wees. Want tot my Jesus kom, wil ek in die oesland werk. Hoe kan ons eie geld net alles geniet soos ons wil? Terwyl God vir ons so goed is, dan sê ek vir jou openlik, noem my bedelaar, noem net wat jy wil. Want ek kry nie pay by die bediening, ek kan vir jou vra. Raak betrokke, gaan saam met ons. Hoe gaan jy saam? Jou R50 wat saam gaan om diesel te gooi, gaan saam om 'n siel te wen. Jou R300 wat help traktaatjies koop, dat ons kan uitdeel in pamflette, gaan saam. Hierdie kamera is nie gratis nie. Om op YouTube te wees en kruiskyk televisie te wees, is nie gratis nie. Om kameramanne saam te ry in 'n gastehuise te slaap, is nie gratis nie. Ons slaap baie teen die pad. Baie. Meer as wat ons in gastehuise slaap. Maar partykeer is daar nie. Hoe slaap ek in Johannesburg laat hierdie pad? Jy laat ons tot daar in busse slaap. In die gevaar sit een reg op een kyk rond om geld te spaar vir die evangelie. Maar ek wil jou vra, asseblief raak betrokke in Jesus naam. Dan wil ek jou ook uitnooi, wil jy nie self leer vir een oor die pos nie? Gaan by YouTube en search School of Fire, Bybelstudies en raak betrokke. Stel jou alarm 16:15, bid vir ons oes. Bid vir jou R50 wat jy inbetaal, jou 20.000, 30.000 wat jy oorbetaal. Bid vir dit. Bid net daai saad. En God sê hy wat saai, sparsaamlik saai sal sparsaamlik maai. Hy wat volop saai sal volop maai. Kan God lieg? God sê reguit, saai wat jy kan. As jy net R10 kan gee, en die ander ou kan 'n miljoen gee, gee God jou dieselfde as die ou wat die miljoen gee. Want jy gee uit jou hart uit. Jy gee blymoedige gee wat God lief. Ek vra vandag vir jou, saai as jy dit sien. Neem dit af. En jy wat nog wil sê, is weer geld. Jy beledig God. Jy sê God mag nie geld vra nie. Maar môre wil jy bid oor jou bankrekening. Jy wil bid vir jou kar byemeng, jy wil bid vir jou huis byemeng. Maar God mag nie kry by jou nie. Hoe kan ons so arrogant wees? Vra nie. Ek weet daar's TV-persoonlikhede en mense wat vra wat hulle self verryk. Maar hoor gou mooi, ek verryk my nie self nie. As ek hier met 'n wit sakdoekie gestaan het. Ek verryk my nie self nie. Ek is besig om siele te wen. Daar moet ek by jou pleit. Maak jou kind ook groot. Dat 'n mens nie vir jou kind eendag moet vra gee nie. Dat jou kind bereid is om vir God te gee. En weet jy hoe maak jy jou kind groot? Kry 'n boks. Trek hom oor met mooi papier, laat jou kind ook jou plak. Skryf daarop God se offer of God se mandjie, kry 'n mooi naam, laat jou kind deelneem. Lees in die aand Bybel vir jou kind en sê een keer 'n week, gooi ons 'n blikkie kos daan of ons bestel by hom Rooies by Tanine Meismils, tanineshop.co.za. Bestel ons iets. Meel, ons gooi dit aan. En een keer 'n maand ry jy na Armtannie of oom toe en jy gaan deel uit. Jy maak jou kinders geweldig wonderlik groot. Die geleerdheid wat jy vir jou kinders gee, is nie so belangrik as wat jy kan leer om te saai nie, want dan gaan jou kind nooit tekort hê nie.
Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Nou ja, hier is op pad huis toe na uitreiking. Sit dan nou weer uit die wind by die windwaai. Laat ek vir jou sê, hy waai sommer lekker. Nou ek gaan nou nie agtertoe kyk nie want ek moet ordentlik bestuur en ek moet kyk. En ek praat maar net. So ek is nie op 'n foon nie. Vir die mense wat sê jy kan nie praat op 'n foon nie. Ek is nie op 'n foon nie. Die kameraman, hy moet reg staan, maar ek is heel alright. Okay. Mense, kom ons gaan kyk regtig na God se hart. Wil jy God tevrede stel of is jy daai Christen God met jou tevrede stel? Jy wil 'n ordentlike ryding hê, jy wil 'n ordentlike huis hê. Jy wil hê jou kinders moet universiteit toe gaan en ons mag hierdie goed vir die Here vra. Of moet ons 'n bietjie die ding omswaai en God tevrede stel? Wat van ons stel 'n bietjie die Here tevrede? En wanneer laas jy gaan sit en sê, Here, wat wil U hê? Jy besluit net jou kind raak prokureur en jou kind besluit dit. Het julle saam gebid in 'n kring se debat en gesê, Here, hier is Jannie. Jannie wil baie graag LLB gaan swaai. Ons het die geld, Here, maar wat wil U hê? Of is dit so vol van julle self, ons moet hom sê, Jannie het 'n prokureur geraak. Ons kan nie eendag sê, Jannie het 'n sendeling geraak nie. Dis mos 'n cheap story. Jannie kan nie 'n pastoor raak nie, dis 'n cheap story. Maar sielewenner, en weet jy wat? God se hart is eintlik dat dit die groot dinge is. Maar miskien sit te bid julle so en die Here sê nee, wil jy met 'n dokter word of iets anders. Hoekom nader ons nie God nie? Hoekom ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie gelyk raak. Leer jou kind voor hy televisie gaan kyk om te bid. Dan sal jou kind die regte goed kyk en nie oh my God goed en al die verkeerde goed. Eendag gaan 'n prediker en hy gaan preek op 'n dorp. Daardie aand daag net 'n klomp ou mense op. En hy soek mense vir sendinge. Maar dit is nog hierdie ou orgels in die kerke. So ek dink die seun was 12 wat die orgelis gehelp het vir die oom wat orgel speel. Nou, jy mis glo die pype pomp of ek weet nie hoe werk hy orgel sien. En toe die ou aan die einde kom en sê, wie wil Sendingveld toe gaan? Maar by homself dink hy, is net 'n klomp ou mense. Spring hierdie 11-12-jarige seun op en sê, ek sal gaan. Ek sal gaan. En hierdie prediker sê vir hom, daar kort dokters in die Sendingveld. En hierdie ou raak 'n dokter. En hy dokter is gaan hy. En sy naam is David Livingstone. 'n Jong seun wat maar net in die diens was om die orgel op datum te hou. Het toe 'n dokter geraak in Sendingveld toe gaan. Kom ek vertel jou nog 'n verhaal. Ek self, voordat ek op Kruiskyk TV was, so 25 jaar terug, 28 jaar terug, word uitgenooi na 'n gemeente toe vir 'n Saterdag aand om op sielewen te kom praat. Nou, gewoonlik as jy vir mense sê jy gaan praat oor evangelisasie of sielewen, dan kom daar baie min mense. Klein bietjie kom altyd. Mense, as jy hoor jy kan blessings kry of hulle hoor as 'n profeet, stroom hulle. As hulle hoor hulle moet vir God iets doen, dan kom hulle nie sommer nie. Ek gaan die aand daar gaan oor die 200 op. Wonderlik. Ek gaan koop vir my bottel soetwyn. Of suurwyn, ek kan nie onthou nie en ek gooi dit boor my. Ek koop slapchips, ek maak hom so en ek smeer die slapchips so in my gesig. Ek vat 'n kombersie, ek rol hom onder my op en 'n hoedjie op my kop. En ek lê in die parkie van die kerk oorkant. Soos die karre kom stop en hulle ingaan, dan hardloop ek oor en sê ek, "Naak meneer, hou ek my dronk. Kan ek ook ingaan? Ek gaan mos oor sielewen."
Elkeen van daai 200 het my omtrent gevloek. Almal wat gerook het, het hulle 'n sigaret vir hulle in die kerk instap vir my gegee. Vir die boemelaar. En almal het vir my gesê, jy gaan nie hier in nie. Een vrou het gesê, jy kan seker maar aankom as jy wil. Hoor gou mooi, hulle kom die kerk van Jesus Christus. Ek wil nie julle eintlik kerk noem nie, maar daai mense nie, maar hoor gou mooi, en kom ons vuis dit, jou kerk sal dit miskien ook doen. Moenie dan jy's granter nie. Die boemelaar staan voor die deur. Die siel staan voor die deur. Ek kom praat oor sielewet. Hulle kan net vir my gesê het gaan in. Hulle vloek my weg by die kerk. Ek gaan was toe my gesig. En na worship loop ek aan. En hulle sien toe maar die boemelaar is die prediker. Nou hulle het stil geraak. Ek vra vandag vir jou, sal jy die boemelaar innooi? As jy wil sê ja, dan wil ek vir jou vra, vloek jy hulle ook as jy my vir hulle brood gee? Ek het nou net vir een gesê nie, ek gee nie vir jou brood nie. Want ek wil hy moet afkom van die straat af. En hy moet vir my werk gaan soek. So ek tree met wysheid op. Party dae gee ek brood, party dae gee ek gee nie sommer geld nie, maar God het al gesê gee geld ook. Ek wil jou vra, ryk jy uit na die boemelaars in jou dorp? Het jy al vir hulle 'n stukkie kos gegee? Nooi julle saam kerk toe. Mag hulle saam as met jou familie in die een bank sit, so vuil, sal jy nie skaam wees nie. Ek het 'n ander vrou genooi. Ek hoor nou by die kameraman as dit 2 minute hoor, so volg my op YouTube. Ek wil jou hierdie storie vertel van 'n prostituut wat ek kerk toe genooi het. Dus ek maar 2 maande by die Here. En wat het gebeur? Ons kerke moet nooit te grand wees. Jy mag jou kerk mooi maak. Jy mag God se plek mooi maak. Maar hoor gou mooi. As die boemelaar aankom, het hy die liefde voel. As die drug addict aankom, het hy die liefde voel. Hoekom is ons so vol drug addicts en dronkaards en smokkelhuise? Eerste, die kerk se skuld. Ek is lief vir kerk. Ek beveel mense aan, gaan kerk toe. Die kerk se skuld. En jou kerk, smokkelhuis gedop wat hulle voorbid. Ryk julle uit na smokkelhuise toe? Ryk julle uit na drug addicts toe? Ja. Party pastore bel my en sê hulle, Rooies, ons gaan hierdie persoon deurbring, ons wil hê jy moet die duiwels uitdryf. Hy sê, kan jy nie pastoor? Hy sê, nee, ek is nou nie eintlik op daai gebied. Op wat se gebied is jy nou? My Jesus het gesê, hy gee ons die mag om te bid vir siekes, om vir kwale en duiwels uit te dryf. Dit is my Jesus. As jy by hom is, kan jy dit ook doen. Die Here is lief vir julle. En mense, ek vra jou onoorwonde. Saai in die koninkryk. As ons so ry, ons moes nou net 'n blikkie boeliebeef oopmaak. Ek kots geld. Ons wil nog meer spanne uitstuur. Ons gaan nou permanent die groot rivierspan uitstuur. Hulle moet elke aand by jou huis, byvoorbeeld 2 kilogram hoender gee vir die huismense om te kook, laat hulle kan saam eet in die huismense. Die tyres moet gekoop word, die olie moet ingegooi word. Evangelisasie kos geld. Sal jy asseblief betrokke raak? Baie dankie, dat ek jou nie hoef te smeek nie, maar dat God nou jou hart aanraak, dat jy opgewonde raak om te saai in God se koninkryk. My nommer is op die skerm gewees, as jy op YouTube is, kyk weer terug. En raak betrokke, Jesus like jou.